praat oor die deel in die Bybel waar Jesus verskyn het aan twee volgelinge of twee disippels van hom, terwyl hulle op pad was na Emmaus toe. Het julle dit al gelees in julle Bybel? Baie bekende deel. Nou, so 3 weke terug, ek dink is 3 weke, het ons Jesus se kruisiging en sy opstanding gevier. En dis wonderlik dat ons 'n koning dien wat leef. Maar tussen die opstanding, tussen Jesus se opstanding en die hemelvaart, was daar 40 dae gewees waar Jesus aan mense verskyn het. Aan verskillende mense verskyn het. En ek het nogal daaraan gedink en ek het gewonder, maar hoekom moes Jesus verskyn het aan mense? Hoekom moes hy verskyn het? Wel, ek dink een van die redes is om te bewys dat hy werklik opgestaan het. Dis 'n bewys dat hy werklik opgestaan het. En hy het ook in daai tyd aan sy disippels verskyn en tyd met hulle spandeer. Hy het hulle versterk en hy het hulle voorberei. En die rede hoekom Jesus ook opgestaan het, is die vervulling van profeseë en beloftes wat hy gegee het, wat ons van gelees het al in die Ou Testament. En tydens daardie tyd op aarde het Jesus baie belangrike instruksies gegee, né? Onthou julle net voor hy opgevaar het hy die groot opdrag gegee. Wat is dit? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle en doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Belangrike dinge wat hy deurgegee het in daai tyd. Nou, hoekom 40 dae? Hoekom nie 10 dae nie? Of 5 dae nie? God is baie intentioneel toe die Bybel geskryf was. En die syfer 40 is simbolies van beproewing. Jesus was 40 dae in die woestyn, julle weet dit. En dit is ook simbolies van voorbereiding. So gedurende daai 40 dae het baie voorbereiding plaasgevind vir 'n nuwe fase vir die kerk. Die sending van die kerk was bekend gemaak deur Jesus aan sy disippels. Want hy het hulle voorberei en gereed gemaak en het vir hulle gesê, gaan na Jerusalem, wag in die bofortrek. Want op die dag van Pinkster, 50 dae later, na die opstanding, toe was die kerk gebore, nê? En hy het hulle voorberei vir dit, hy het hulle gereed gemaak vir dit. So die volgelinge moes oortuig word dat hy opgestaan het, hulle moes geleer word in daai tyd, en hulle moes gereed gemaak geword het in daai tyd. Nou, kom ons gaan na ons storie toe. Soms in ons lewens voel dit vir ons of ons fisies aanhou loop, maar geestelik het ons stil gaan staan. En dit was ook so met hierdie twee disippels wat op pad was na Emmaus toe. Hulle het gewandel, teruggegaan, seker nou maar na hulle huis toe, na die Paskafees wat in Jerusalem was. Kruisiging en opstanding, al daai dinge het gebeur in Jerusalem, en hulle is op pad terug huis toe. Maar hulle is eintlik moedeloos. Hulle is op pad terug na Emmaus toe, 'n dorpie so 11 km van Jerusalem af. Hulle voete het vorentoe beweeg, maar hulle harte het agtergebly. Hulle was vasgevang in teleurstelling. Hulle het alles op Jesus geplaas. Hy was hulle hoop gewees. Onthou, hier's hulle Messias nou. Hy gaan hulle verlos. Hy gaan hulle red. Hulle het geglo dat hy is die ene wat weer op die troon gaan sit en hulle verlos van die Romeine. Maar nou is hy dood. Jesus is dood. Hulle het nog nie geweet hy het opgestaan nie. En saam met dit het hulle gevoel of hulle hoop ook dood is. Dit het dood gegaan. Hulle het hopeloos gevoel. Hulle het hoop verloor. Hulle was wanhoopig. Jerusalem bly agter hulle. Die plek van belofte het nou 'n plek van pyn geword vir hulle. Emmaus lê voor hulle, die onbekende. Hulle weet nie wat om te verwag nie. Hulle het al hulle hoop nou geplaas op Jesus en alles gaan verander. Nou moet hulle maar terug gaan huis toe. Lekker moedeloos. En terwyl hulle loop, praat hulle met mekaar.
Hulle redeneer oor hierdie goed en hulle probeer sin maak van dit wat gebeur het. En die ironie is, so mooi, Jesus het by hulle aangesluit. Die antwoord van al hulle vrae, maar hulle herken hom nie. Hulle het hom eers nie herken nie. Hy het saam met hulle geloop. En hoe dikwels gebeur dit nie ook met ons nie, nê? Ons loop met teleurstelling, gebroke verwagting. Jy het nou net deur 'n moeilike tyd gegaan, of jy gaan deur 'n moeilike tyd. Jy het misluk in een of ander area van jou lewe. En jy besef nie dat God eintlik naby jou is. Hy stap eintlik saam met jou, maar jy herken hom nie. Jy kan nie dink dat hy saam met jou is nie. Maar ek waarborg jou, hy is saam met jou en hy stap saam met jou. So wat wys hierdie Emmaus verhaal vir ons? Wel, Jesus verlaat nie sy mense in hulle verwarring nie. Hy los jou nie daar nie. Hy kom nader en hy stap saam met jou. En waar Jesus saam met ons stap, wat gebeur? Hy verander wanhoop na sekerheid toe. En wat begin het as 'n pad van wanhoop, word dan 'n pad van verwagting. Van verwagting. Maar kom ons gaan lees daar wat gebeur het. Lukas 24 vers 13. As jy jou Bybel het, kan jy gerus soontoe blaai. Lukas 24 vers 13. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Nou hierdie was 'n werklike storie. Dit het regtig gebeur. Histories was dit opgeteken, dit was 'n werklike gebeurtenis. Dit was nie net simbolies nie. Onthou Lukas, wat die evangelie Lukas geskryf het en ook die boek Handelinge, was baie deeglik en spesifiek. Hy is 'n mediese dokter gewees. So wanneer hy geskryf het, het hy seker gemaak dat dit wat hy wou weergee, spesifiek en deeglik neergeskryf was. Hy praat ook in hierdie vers en hy sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad. Wat was hierdie dieselfde dag? Dit was die opstandingsdag van Jesus. Die 3de dag. Onthou, in daai tyd, die Jode sien die kalender so, dis 6 uur die vorige aand tot 6 uur die volgende aand. Dis waar hulle dag begin, 6 uur die aand, en hy loop deur na 6 uur die volgende dag. So, die 3de dag, die opstandingsdag, het die Saterdag aand 6 uur begin, gedurende daai aand, vir ons is dit nou aand, vir hulle is dit die begin van 'n nuwe dag, maar in daai aand het Jesus eintlik opgestaan. En hy gaan deur tot Sondag, die 6 uur, laat die middag. Op daai dag stap hulle terug, moedeloos, na Emmaus toe. En hierdie twee disippels, hulle het gedog dat hulle koning, hulle Messias, hulle verlosser, was toe seker nie die Messias en verlosser nie. So hulle was nie deel van die kerngroep apostels nie. Maar Jesus het ook nie net aan die apostels verskyn nie. Hy het aan baie meer mense verskyn. As jy mooi gaan lees, dan sien ons dat Jesus het eintlik aan meer as 500 mense verskyn in daai 40 dae. Dis baie mense, nê? En dit is net nog meer 'n bewys dat die opstanding werklik gebeur het. Dis 'n betroubare geskiedkundige feit wat opgeteken was. Jesus het regtig opgestaan en hy het aan baie mense verskyn. Maar hierdie eerste vers is die opstelling van dit wat volg. Jesus gaan homself op 'n baie besonderse wyse aan hierdie twee disippels openbaar. Maar eers gaan hy vir 'n lering gee. Hy gaan die skrifte vir hulle oopbreek. Hy het gekies om dit so te doen vir 'n rede. Hy gaan eers vir hulle vertel van die skrifte. Hy gaan van homself praat en dan gaan hy homself aan hulle openbaar. So hierdie reis na Emmaus vir hierdie twee manne was eintlik 'n geestelike reis ook. Want dit het gegaan van onkunde, hulle is verward, hulle weet nie wat het gebeur nie. Het Jesus dan nou ons gelos, gaan hy opstaan, het hy opgestaan? Dan gaan dit oor na begrip, waar hulle oë oop gaan, want Jesus het begin om die skrifte aan hulle uit te lê en naderhand het hulle hom herken na geloof. Sien, dis wat die skrif vir ons doen, as die skrifte oopgebreek word, dan bou dit ons geloof. Toe hulle die skille van hulle oë afval en hulle besef, maar hierdie is Jesus,
toe dat hulle geloof versterk en hulle geloof gebou en hulle besef toe maar hy het opgestaan. Dit wat hy gesê het is die waarheid. So dit was vir hulle 'n geestelike reis gewees. Lukas 24 vers 14 en hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. So hulle het oor al hierdie goed gepraat, nê. Hulle het die gebeure bespreek, maar hulle het nog nie ten volle die betekenis van dit verstaan nie. Mense het die nuus oor die kruisiging en die opstanding van Jesus onder mekaar bespreek. Dit was nie net mites nie. Mense het hierdie goed bespreek want hulle was ooggetuies van goed wat plaasgevind het. Dink gou mooi, toe Jesus in Jerusalem ingery het op 'n donkie, was dit in die openbaar gewees. So baie mense het dit gesien, nê. Het gesien, hier kom die ou en die mense sê, Hosanna, Hosanna, beteken bevry ons nou, bevry ons nou. Almal het uitgeroep, palmtakke gewaai. Dit gebeur in die openbaar. Nog 'n ding wat in die openbaar gebeur het toe Jesus gegaan het en die tempel skoon gemaak het. Vleg gou 'n sweepie daar en verjaag die mense. Dit het in die openbaar gebeur. Hulle het al hierdie goed gesien en die groot ding is die kruisiging wat vir almal plaasgevind het. So hulle was ooggetuies van al hierdie dinge. So hulle het hierdie goed bespreek. Baie mense het dit ook bespreek, maar veral hierdie twee wat op pad was na Emmaus toe. Hulle het oor Jesus gepraat, maar hulle het nie besef, nog nie besef dat hy werklik opgestaan het nie. Menslike redenasies is nie genoeg nie. God moet eers die waarheid aan ons openbaar. En hy het dit later aan hulle bekend gemaak. Ons gaan daarby uitkom. Lukas 24 vers 15. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Hier sien ons so mooi hoe getrou God is. Jesus het nie gewag dat hulle eers na hom toe gaan en hom herken en gevra om saam met hulle te loop nie. Hy het self inisiatief gebruik. Uit sy eieheid het hy na hierdie twee manne toe gestap en hy het saam met hulle begin loop. En dis hoe God baie keer werk in ons lewens. Ons dink baie keer, ja, waar is God? Gaan hy my antwoord? Sien hy my raak? Weet hy waartoe ek gaan? Ouens, God is so getrou, hy los jou nie alleen nie. Hy is altyd besig om te werk in jou lewe. God is so mooi, ek meen, reg van die begin af sien ons hierdie beginsel. Hy initieer en wat moet ons doen? Ons moet net reageer op dit. Selfs met jou saligheid. Toe die Heilige Gees in jou hart begin werk om jou te oortuig van jou sonde, toe jy nog in jou BC daar was, het God dit begin initieer in jou hart. Die Heilige Gees het begin werk. En wat doen ons? Ons moet reageer op dit. Dis belangrik. En hier kom Jesus nader. In hulle toestand van wanhoop stap hy nader, want hy wil homself aan hulle openbaar. In hierdie vers sien ons ook dat Jesus fisies saam met hulle geloop het. Dit was nie 'n geestelike verskyning nie, né? Hy het fisies saam met hulle gestap. Jesus se opstanding was 'n historiese werklikheid. En saam met hulle het hy gewandel soos 'n normale reisiger. So Jesus het toe reeds al sy verheerlikte liggaam gehad. Dit sê my 'n bietjie iets van dit, nê. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, maar hy was soos 'n mens ook. Fisies het hy 'n liggaam gehad waarin mense kon vat. En hier wandel hy saam met hulle. Hy het by hulle aangesluit in hulle verwarring en hartseer. Hy het hulle kom bystaan in hulle twyfel, onsekerheid en in hulle gesprek. Dit was 'n intense gesprek met baie vrae. Hulle het antwoorde gesoek. En hulle redenasies het hulle nie by die waarheid uitgebring nie. Jesus is nie 'n afwesige verlosser nie, ouens. Hy's betrokke in jou lewe. Hy's naby jou en hou jou vas. En dit is so mooi, van die begin af het God heel eerste die inisiatief gebruik en 'n plan kon maak. Toe daar nie 'n weg in die wildernis was nie, het God gesê, ek sal 'n plan maak. Omdat ek lief is vir my aardse familie, sodat ek weer versoen kan word met hulle. Het hy sê, ek gaan my seun stuur. Ek gaan weer 'n weg maak, sodat hulle weer saam met my versoen kan word en saam met my kan wandel. Ons sien hierdie beginsel op so baie maniere, selfs nou dat ons gelowiges is God saam met ons. Hy stap saam met, hy los jou nie alleen nie. Hy's nie 'n afwesige verlosser en redder en liefdevolle Vader nie.
Lukas 24 vers 16, maar hulle oë is weerhou. Dis mooi, né? Luister gou mooi, is belangrik hierdie. Hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. So Jesus het met sy verheerlikte liggaam wat hy reeds gehad het, saam met hulle gewandel. So hy het soos 'n gewone mens gelyk, soos 'n gewone reisiger. Daar het nie 'n lig uit hom uitgestraal of hy het nie gelyk soos 'n hemelwese nie. Soos 'n gewone mens. Seker een van die redes hoekom hulle hom nie herken het nie, nê. Hy het soos 'n gewone mens gelyk het. Man, as dit Jesus was wat opgestaan het, sou hy seker verlig gelyk het en nee, hy het soos 'n gewone mens gelyk en hy het saam met hulle gewandel. Nou, maar hier's 'n belangrike ding. Die frase hulle oë is weerhou dui vir my op 'n bonatuurlike ingryping. God het hulle verhinder om hom te herken. God wou iets vir ons wys in hierdie deel. Hy het hulle verhinder dat hulle hom herken. En dit het Jesus toegelaat om saam met hulle te wandel, mooi na hulle te luister. Waaroor praat hulle? Dit het hom ook 'n geleentheid gegee om die skrifte met hulle te deel. Die skrifte van die Messias, van homself, wat hulle nog nie herken het nie, van homself met hulle te deel. Want toe begin hy met hulle te praat oor al die profesieë, oor al die skrifte in die Ou Testament en wat die profete geprofeteer het oor die Messias. Dit het hom 'n geleentheid gegee om met hulle te praat daaroor. So en hy het gepraat ook oor sy dood en sy opstanding wat voorspel was in die Ou Testament. En al hierdie dinge gedoen, hierdie bespreking met hulle gehad voordat hy homself aan hulle openbaar het. En dit beklemtoon dat die herkenning van Jesus deur die begrip van die skrif gekom het eerder as net deur sig. God wou iets illustreer hier. Waarop dui dit? Dit dui ook op 'n nuwe era wat aangebreek het. Jesus was op die punt om op te vaar hemel toe, nê, om aan die regterhand van die Vader te gaan sit. En die enigste manier dan hoe ons nou, en dis wat hy probeer illustreer hier, die enigste manier hoe ek en jy nou werklik Jesus kan ontdek en hoe Jesus 'n werklikheid vir ons kan word en openbaar kan word, is deur die skrif vandag. Ek meen, ek en jy sien nie vir Jesus fisies nie. Selfs die evangelie boodskap wat in jou verkondig was, toe jou lewe vir die Here gegee het, is inligting wat uit die woord uitkom. Dis skrifte. Skrifte wat gaan oor die goeie nuus. So die manier hoe ons nou Jesus ontdek, is deur die skrif, en deur die skrif van die skille van ons oë af. Gaan ons oë oop. En dan besef ons, wanneer ons kyk na die skrifte, dat ons 'n verlosser nodig het. Want jy sien jouself in die skrif. Daar's skrif wat sê dat die skrif is soos 'n spieël, nê, waarin jy jouself sien. En wanneer jy na jouself kyk en jy vergelyk jouself met die Bybel, met die woord, dan besef jy eintlik, ek is nie op standaard nie. Ek is eintlik maar net 'n gebroke wese en ek het 'n verlosser nodig. Ek het 'n verlosser nodig. Dan sien ons sondige toestand raak. En dis wat die skrif doen. God het probeer illustreer, want dis die era waar ons nou is. Jesus wandel nie meer op die aarde nie, hulle. Al wat ons nou het van hom is die Bybel wat praat van Jesus. Is dit nie so nie? Dis wat ons nou het. Lukas 24 vers 17 en hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? Hulle was hartseer en die enigste hoop wat hulle gehad het op die verlossing van Israel is nou vernietig. Jesus is dood, hy is gekruisig. Hulle het gehoop dat Jesus hulle sou verlos van hierdie Romeine wat hulle onderdruk het. En hulle het gehoop, dis die beeld wat hulle gehad het van hulle Messias. Hy gaan kom en dan gaan hy met 'n ysterhand regeer. Hy gaan al die ander nasies vernietig, veral die Romeine. En dan gaan hy hulle koning wees en hulle gaan 'n magtige nasie word in hierdie wêreld, soos wat dit was toe Dawid die koning was. Dis wat hulle hoop was. Nou, hoekom sou Jesus vir hulle gevra het? Hey ouens, hoekom is julle so bedroef? Waaroor praat julle? As hy reeds geweet het waarom hulle bedroef was en waaroor hulle praat. Ek dink dis omdat God belangstel
in ons emosies en ons vrae baie maal. God wil betrokke wees in jou tyd van wanhoop. God wil betrokke wees in die proses wanneer jy deur 'n beproewing gaan. Hy wil hê dat jy moet weet hy's naby aan jou en hy wil hê dat jy hom moet deel maak van dit ook. Dit leer ons dat geloof ook eerlike gesprekke en worsteling insluit. Want soms as ons deur 'n moeilike tyd gaan, is daar vrae. Raak ons frustreerd, het ons soms woede en God wil hê dat jy as sy kind na hom toe moet gaan en jou hart uitstort voor hom. Ek het al baie maal vrae gehad vir die Here. Ek het my hart voor hom uitgestort. En God is nie verbaas wanneer jy dit doen nie. Hy wil hê, hy is jou Vader, hy is 'n liefdevolle Vader. Hy wil hê jy moet met hom gesels oor hierdie goed. En Jesus begin hier 'n gesprek wat uiteindelik hulle oë en begrip gaan oopmaak. Lukas 24 vers 18. En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom: Is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? Met ander woorde, hey ou, waar was jy die hele tyd? Jy het nie gesien wat gebeur het in Jerusalem nie. Almal weet van hierdie goed wat gebeur het. Dis nou my eie weergawe, julle. En dis my interessant ook dat Kleopas se naam word genoem, maar nie die ander ou nie. En ek dink die rede was, onthou die boek, die evangelie van Lukas en die boek Handelinge was 'n hele paar jaar geskryf nadat die werklike goed gebeur het. En die skrywer van Lukas en van die boek Handelinge was mos Lukas gewees, nê? En Lukas het baie mense intens geondervra. En sy inligting wat hy ontvang het oor dit wat hy neergeskryf het, het van hierdie mense afgekom. En ek dink Kleopas was die ou met wie hy 'n onderhoud gevoer het voor hy die evangelie Lukas geskryf het. Sê Kleopas, vertel vir my. Ek hoor net jy het al vertel vir mense hoe Jesus homself aan jou openbaar het. Hoe Jesus saam met jou en jou vriend gestap het. Vertel vir my wat gebeur het. Hy kon nie wag dink ek om daai storie vir Lukas te vertel nie. En dit is hoekom Kleopas se naam genoem word. Lukas het sy inligting van hom af gekry. Ek dink na die ontmoeting van daardie twee reisigers. Kan jy jouself indink as dit jy was? Ek dink hulle kon nie wag in die toekoms dat iemand hulle uitvra oor daardie gebeurtenis nie. Hulle kon nie wag het om dit vir mense te vertel nie. Hey, ek hoor Jesus het aan jou verskyn in daai 40 dae voor hy opgevaar het. Ja, kom ek vertel vir jou, dit was wonderlik geweest. Dit was fantasties. Ons het 'n ontmoeting met die Seun van God gehad. Hy het saam met ons gewandel, saam met ons gestap. Dit het hulle lewens verander. Totaal en al. En hulle kon nie wag om die storie te deel nie. Vers 19, Lukas 24:19. En hy sê vir hulle: Watter dinge? En hulle antwoord hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. So hier begin hulle toe nou om vir Jesus te vertel van die goed wat hulle gesien het en die dinge wat gebeur het. Hulle praat oor Jesus van Nasaret. Hulle beskryf hom as 'n kragtige profeet. En hulle vertel ook hoe die godsdienstige leiers hom laat kruisig het. Maar wat is belangrik hier? Hulle erken Jesus se krag en sy invloed wat hy gehad het. Maar hulle noem hom net 'n profeet. Hulle het nog nie volkome verstaan dat hy eintlik hulle Messias was nie. Hulle fokus op die kruisiging. Want die kruisiging het vir hulle soos 'n nederlaag gelyk en dit het gelyk, dis waar dit nou alles geëindig het en is alles verby. In hulle oë was hy nog nie die Messias nie, of is hy nie die Messias nie. Hy was net 'n goeie profeet. So wat is die dieper betekenis? Dit wys hoe die disippels se geloof nog onvolledig was. Hulle het net 'n deel gesien, 'n deel van die waarheid. Hulle verstaan nie dat die kruisiging eintlik deel van God se plan was nie. Dit was deel van God se plan. Dis een deel van die plan. En dit wys ook hoe mense soms hoop verloor wanneer dinge nie uitwerk soos wat hulle wil graag hê dit moet uitwerk nie. Hulle wou gehad het hy moes nou al lankal op die troon gesit het as die regerder
die verlosser van Israel. Maar dit het nie so uitgewerk nie, en dan raak mense soms wanhoopig nie. Want ons plaas meer vertroue in die uitkoms wat ons graag wil hê, as wat ons vertroue plaas in die een wat die uitkoms vir ons gee. Want as jy jou vertroue plaas op die een wat die uitkoms gee, dan is dit vir jou makliker om die uitkoms te aanvaar wat hy op die ou einde gee. Al is dit nie heeltemal soos wat jy wou gehad het, dis moes gewees. Dan aanvaar jy, dan berus jy, dit sê, Here, ek aanvaar dit so. Ek het u vertrou in die saak. Dinge het nie heeltemal uitgewerk soos wat ek wou gehad het nie. Maar ek dank u, omdat u soewerein is en die beste weet, het u 'n uitkoms gebring en ek aanvaar dit so. Hoekom doen ons dit so? Want ons het ons vertroue in ons soewereine, almagtige God geplaas. En nie in ons uitkoms nie. Die disippels vertel hier die storie van Jesus. Ouens, maar hulle perspektief was eintlik beperk geweest. Hulle het hom net gesien as 'n profeet wat doodgemaak was. Hulle het net die tragedie gesien, maar nie die oorwinning nie. Vers 21, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Hulle het 'n verwagting gehad, 'n sekere verwagting gehad, dat Jesus Israel sou bevry, totaal bevry, veral van die Romeinse ryk. En omdat Jesus gesterf het dit nie vir hulle gebeur nie. Het dit nie vir hulle gebeur nie. Hulle noem ook, hulle plaas nogal klem, hulle sê, maar nou is dit al die 3de dag, en waar is hy? Daar was 'n ding wat hulle geglo het in daai tyd, is nou obviously nie heeltemal Bybels nie, 'n mite of 'n ding, as jy doodgaan, dan sweef jy maar so 3 dae nog rond, jy's nog nie heeltemal in die doderyk nie, en dan, as jy, daar's nog kans dat jy weet, dit ook kan terugmaak, en, maar 3 dae is al verby. Onthou julle Lazarus, toe Jesus uiteindelik daar aankom nou mos, by hulle huis, om Lazarus op te wek, was dit al die 4de dag nie. Toe sê sy, ag, moenie worry, dis al verby, hy is nou al 4 dae dood, hy ryk al, is te laat. Toe sê Jesus, nee, moenie worry, hy slaap net. So, hulle het dit geglo, en dis hoekom hulle sê, dis al die 3de dag, nou verby, hy is nou heeltemal dood. Maar een ding, toe ek nou daaraan dink, wat hulle ook verwar het, onthou die Jode, glo die profeseë van die Ou Testament, oor 'n Messias, hulle het dit gelees, oor en oor, hulle weet van hierdie profeseë. Maar as een ding wat hulle nie goed verstaan nie, die profeseë van die terugkeer van Jesus Christus, het hulle net gesien as een gebeurtenis. Ons Messias gaan terugkom, en hy gaan regeer, ons gaan saam met hom regeer, en hy gaan regeer oor Israel, en dan oor die hele wêreld eventueel. Dit is wat hulle geglo het omtrent hulle Messias. Maar ons weet nou, omdat ons het nou al die Bybel mooi bestudeer het, en ons in die Nuwe Testament ook, dat Jesus se terugkoms, hy 2 keer teruggekom. Die eerste keer het hy teruggekom, hy het mens geword, onder ons kom woon as die Messias, verlosser, gekruisig en opgestaan, dit was sy eerste koms. En ons weet, dat hy die 2de keer ook gaan terugkom. En wanneer hy die 2de keer terugkom, dis nou na die wegraping, gaan hy sy voet op die Olyfberg neersit, en die Olyfberg gaan in 2 skeer. Dit is sy wederkoms, wanneer hy weer gaan terugkom. Nou, dis asof hulle gekyk het, wanneer mens so staan, en jy kyk na 2 berge, wat agter mekaar is, mag dit dalk vir jou lyk, asof dit net 1 berg is, nee, was 1 bergtop. Want jy kan nie sien, dat daar eintlik 2 berge is met 'n groot vallei tussenin. Daar's afstand eintlik tussen hierdie 2 berge. En hulle perspektief was presies so gewees. Die eerste bergtop verteenwoordig Jesus sy eerste koms, en die tweede ene, sy tweede koms. So hulle het nie besef, daar's eintlik 'n tydperk tussen die 2 nie. Hulle het gedink, dis net 1 koms. En dit was vir hulle so verwarrend ook. En hierdie ouens was ook nou heeltemal de mekaar. Want hy's nou dood,
Hy het ook gesê, hy is die seun van God. Maar ouens, ons weet dit, prys die Here. Hy het gekom, en hy het die eerste keer gekom, vir ons 'n weg gemaak. Ons is nou deel van God se familie, as gevolg van dit wat hy gedoen het. Hy het iets nuuts begin, 'n geestelike koninkryk het hy kom vestig, maar nog nie 'n fisiese een nie. En wat wys dit vir ons, die manier hoe hulle reageer het, en hoe hulle gevoel het? Dit wys vir ons dat mense se verwagtinge van God soms anders is as God se plan. Hulle het die kruis gesien as 'n einde, maar ouens, dit was eintlik die begin van iets groters. Is dit nie so nie, nê? Die frase, ons het gehoop, is 'n bewys vir my, dat hulle teleurgesteld was. Hulle geloof het gewankel, vir daardie oomblik, vir daardie tyd. Hulle was moedeloos, omdat Jesus nie hulle verwagtinge vervul het nie. Maar hulle besef nie, dat dit steeds deel was van God se groter plan. Dit was deel van sy groter plan, maar Jesus was op die punt om dit aan hulle te openbaar. Hou net vas. Maar Jesus het met 'n plan gewerk, hy wil eers self die skrifte met hulle deel. Lukas 24 vers 22, en ek sluit af hiermee. Maar sommige vroue uit ons, het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. So nou praat hulle met Jesus, nê. Hulle sê, daar was vrouens wat vroeg daai oggend na die graf toe gegaan het, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van die engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Nou was hulle eers de mekaar, en hulle was verward oor hierdie dinge. Daar's buitengewone stories en getuienisse oor wat werklik met Jesus gebeur het. Hulle praat van 'n leë graf, hulle praat van engele wat aan hulle verskyn het, maar die disippels was steeds onseker en verward, hierdie twee ouens. Hulle het nog nie geglo dat Jesus ten volle opgestaan het nie. Daar was tekens dat Jesus lewe. Ja, hulle het gehoor hoe praat mense daarvan, maar hierdie disippels het dit nog nie verstaan nie. Hulle het vasgesit tussen die feite en geloof. Dis waar hulle vasgehaak het op daai stadium. Maar my vraag aan jou vandag is, sit jy dalk vas tussen die feite en geloof vandag? Het jy dalk slegte nuus gekry van jou dokter, wat vir jou sê, jy het een of ander siekte, wat jy gaan sukkel om te oorkom? Jou huwelik is dalk in 'n toestand, jou finansies lyk beroerd, as jy na jou bankbalans kyk, dan is dit net slegte nuus. Dis wat die feite is oor jou lewe, dis wat jou huidige toestand is. Jy is wanhoopig, jy voel moedeloos, maar ek wil jou vandag bemoedig en sê, moenie vashak tussen feite en geloof nie. Want die waarheid sê, God sal voorsien in al jou behoeftes. Hy is 'n God wat jou genees. Hy sal jou nooit alleen los nie. Hy sal jou nooit begewe en verlaat nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. As jy bevrees en angstig is, sê hy vir jou vandag, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, van krag, liefde en selfbeheersing. Gryp vas aan hom vandag. Plaas jou geloof en vertroue in hom vandag. Prys die Here, ons het al reeds die skrifte ontvang. En in hierdie skrifte openbaar die Heilige Gees homself. In die skrifte lees ons van God se goeie karakter, dat hy 'n goeie God is, 'n getroue God is. En ten spyte van jou huidige toestand en die slegte nuus, kom hy vandag en hy sê vir jou, ek sal vir jou nuwe hoop gee. Ek gee jou 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Plaas jou vertroue in my, want ek gaan 'n uitkoms bring wat die beste is vir jou. En ek wil julle bemoedig vandag met hierdie woorde. Plaas jou vertroue in 'n almagtige, soewereine God en jy sal nie spyt wees nie. Dis die beste ding wat jy kan doen nou in jou moeilike tyd. Dis baie beter as om jou te sit en bekommer oor jou huidige toestand. Dit laat nie jou situasie beter raak as jy sit en worry die hele dag nie. Don't worry, be happy. Plaas jou geloof in God.
Laat toe dat hy werk, want hy is by jou, hy is saam met jou en hy is besig om te werk in jou agter die skerms. Al sien jy dit dalk nie nou raak nie. Vertrou hom net. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dank U, Vader, dat U 'n getroue God is, dat U naby aan ons is, Here. En dit maak nie saak watter storm ons vandag onsself in bevind nie. Ons weet in hierdie storm, Here, is U by ons, kan ons veilig voel. Gee ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Weet ons dat ons almagtige Skepper, soewereine God in beheer is van ons lewens en dat U naby aan ons is. Dankie dat U ons vashou in hierdie tyd. Dat U ons vashou, Here. Want U is ons goeie herder. Ek dank U daarvoor, Here. Ons staan vandag, Here, op U goedheid en die beloftes wat U vir ons in die woord gegee het. En ons plaas ons vertroue in die een wat die uitkoms bring. En ons berus by die uitkoms wat U bring op die ou einde, Here. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.